Welkom. Vandag kyk ons na die krag wat letterlik alles om ons aandryf, van die engine in jou kar tot die stoof wat jou oggendkoffie maak. Ons gaan die wetenskap van brandstof en die geheime van vuur self 'n bietjie oopbreek. So, om te begin, hier's 'n vinnige vraag vir jou. Wat het jou ontbyt, 'n motor wat op die snelweg jaag en 'n kers wat saggies brand, in gemeen? Dit klink amper soos die begin van 'n grappie, né? Maar die antwoord is eintlik die sleutel tot hoe ons hele wêreld funksioneer. En die antwoord is eintlik dood-eenvoudig. Hulle almal loop op brandstof. Elkeen van daardie dinge gebruik die een of ander tipe brandstof om gestoorde energie vry te stel en, wel, iets te doen. Dis die goue draad wat alles aan mekaar bind. Goed, kom ons begin met die heel begin. Ons hoor die woord brandstof oral, maar wat presies is dit? Waarvan praat ons as ons sê iets het brandstof nodig? In sy eenvoudigste vorm is brandstof enige stof wat energie stoor. Die beste manier om daaraan te dink is soos 'n chemiese battery. Dit hou daai energie vas en wag net vir 'n proses soos verbranding om dit vry te stel as iets wat ons kan gebruik, soos hitte, lig of beweging. So, waar kry ons hierdie sogenaamde energiebatterye in ons daaglikse lewens? Wel, hulle is oral. Kom ons kyk vinnig na die verskillende soorte, van die kos op jou bord tot die goed wat ons kragstasies aan die gang hou. Hou vas, want ons gaan nou blitsvinnig deur die algemeenste soorte brandstof beweeg, van die mees persoonlike en antieke tot die groot industriële brandstolle wat ons moderne wêreld bou. Eerste op die lys, die een wat ons almal die beste ken, kos. Ja, jou middagete is letterlik die brandstof wat jou liggaam laat werk, en daardie energie, dit kom alles oorspronklik van die son af, vasgevang deur plante. Dan is daar natuurlik hout, seker die mensdom se heel eerste brandstof. Dis presies dieselfde idee. 'n Boom is basies 'n soliede battery van gestoorde sonenergie wat ons al vir duisende jare met 'n vuurtjie ontsluit om warm te bly en kos te maak. Nou, kom ons spring vorentoe in tyd na petrol en diesel. Hierdie goed is basies, wel, dis vloeibare dinosaurus en prehistoriese plante. Dis die oorblyfsels van antieke lewe wat oor miljoene jare saamgepers is in 'n ongelooflik energiedigte vloeistof wat ons motors laat ry. En dan staar natuurlike gas, nog 'n neef in die fossiel brandstoffamilie. Dis daai onsigbare krag wat deur pype na ons huise kom om ons stowwe te laat werk en ons water warm te maak. Steenkool, ja, dis die groot werkrokkesel van die industriële wêreld. Vir jare was dit die hoofbron van elektrisiteit reg oor die aarde. En hier by ons in Suid-Afrika wek ons steeds die oorgrootste meerderheid van ons krag op deur hierdie swart rots te verbrand. Parafin is natuurlik 'n baie bekende brandstof in baie huishoudings, veral vir lampe, stowwe en verwarmers. Dit is 'n verfynde produk van petroleum wat 'n ongelooflike belangrike rol in baie gemeenskappe speel. En dit bring ons in 'n sirkel terug na ons nederige kers. Die was self is die brandstof. En dis nogal interessant, want die meeste moderne kerswas word van parafin gemaak, wat dit direk verbind aan daardie selfde fossiel brandstoffamilie. Goed, so ons het nou al hierdie verskillende tipes brandstof. Maar hoe kry ons die energie wat daarin opgesluit is, uit? Die antwoord lê in een van die mensdom se oudste en belangrikste ontdekkings, vuur. So kom ons kyk na die eenvoudige maar kragtige resep. Dit kom alles neer op 'n baie oulike konsep wat ons die vuurdriehoek noem. Om vuur te maak, het jy altyd 3 dinge nodig. Altyd. Eerstens, jy het brandstof nodig, iets wat kan brand. Tweedens, jy kort hitte, 'n vonk, 'n vlam, iets om die hele reaksie aan die gang te sit. En derdens, jy het suurstof nodig om die vuur te voed. En daardie suurstof, wel, dis oral om ons. Die lug wat ons nou inasem is meestal stikstof. Maar dis daardie kritieke 21% suurstof in die lug wat die vuur toelaat om as dit ware asem te haal en aan te hou brand. Sonder dit, niks. En hier's die ware geheim. Al 3 daai kante van die driehoek moet daar wees. Haal net een van hulle weg en die vuur gaan dood. Dis so eenvoudig soos dit. Dink daaroor. As jy water op 'n vuur gooi, wat doen jy? Jy haal die hitte weg. As jy kombers oor 'n vlam gooi, haal jy die suurstof weg. En as die vuur uit brandstof hardloop, wel, dan staan niks meer oor om te brand nie. Laastens, kom ons kyk vinnig na wat met die energie gebeur tydens hierdie hele proses. 'n Belangrike reël in die wetenskap is dat energie nie geskep of vernietig kan word nie. Dit kan net van een vorm na 'n ander verander. So dink aan enige stelsel. Daar is altyd inset-energie. Dis die energie wat jy insit om dit te laat werk. En dan is daar die uitset-energie. Dis die resultaat, die werk wat gedoen word, wat aan die ander kant uitkom. Maar, en hier's die ding,
Daardie omskakeling van inset na uitset is amper nooit 100% perfek nie. Baie keer kry ons 'n mengsel van uitsette en nie almal is die nuttige soort wat ons eintlik wil gehad het nie. 'n Ou, tradisionele gloeilamp is die perfekte voorbeeld. Die inset is elektrisiteit. Die bruikbare uitset, die rede hoekom ons die lig aangeskakel het, is natuurlik die lig wat dit maak. Maar, soos enige iemand weet wat al aan 'n warm gloeilamp gevat het, is daar 'n tweede onbedoelde uitset: hitte. En in hierdie geval is daardie hitte net vermorste of nie bruikbare energie. So, ons het nou die resep vir vuur ontleë. Brandstof, hitte, suurstof. Die vraag wat ek vir jou wil los, is die volgende. Nou dat jy presies weet wat 'n vuur nodig het om te brand, weet jy ook presies wat nodig is om een te voorkom of te blus. Hoe kan jy daardie kennis gebruik om jouself en die mense om jou veilig te hou? Dink 'n bietjie daaroor. Dankie dat jy ingeskakel het.